Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Goeiemiddag, ek lees vir ons uit die Afrikaans 2020 vertaling. So vir die van julle wat boekblaai, ek gaan net vir julle 'n oomblik gee. 7, Openbaring 7 vers 1 tot 17. Dit is die woord van God. Hierna het ek 4 engele by die 4 hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die 4 winde van die aarde in bedwang gehou, sodat daar nie wind op die land of op die see of teen enige boom sou waai nie. Ek het ook 'n ander engel van die ooste kant af sien aankom, wat 'n seël van die lewende God vashou. Hy het met 'n kragtige stem geroep na die 4 engele wat aangesê is om die land en die see te beskadig en gesê: Moenie die land of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van ons God met 'n seël op hulle voorkoppe gemerk het nie. Ek het toegehoor wat die getal is van hulle wat met die seël gemerk is. 144.000 uit elke stam van die kinders van Israel. Uit die stam van Juda 12.000 wat die seël dra. Uit die stam Ruben 12.000. Uit die stam Gad 12.000. Uit die stam Aser 12.000. Uit die stam Naphtali 12.000. Uit die stam Manasse 12.000. Uit die stam Simeon 12.000. Uit die stam Levi 12.000. Uit die stam Issachar 12.000. Uit die stam Zebulon 12.000. Uit die stam Josef 12.000. Uit die stam Benjamin 12.000 wat die seël dra. Hierna het ek gesien en kyk, daar was 'n baie groot skare wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie en stam en volk en taal en het voor die troon gestaan en voor die lam. Hulle het lang wit stolas gedra met palmtakke in hulle hande. Hulle het met 'n harde stem uitgeroep: Die verlossing behoort aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Al die engele het rondom die troon en ook rondom die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. Hulle het toe op hulle gesigte neergeval voor die troon en God aanbid en gesê: Amen, die lof, die heerlikheid en die wysheid, die dank en die eer, die krag en die sterkte, kom ons God toe, vir ewig en ewig. Amen. In antwoord daarop het een van die ouderlinge vir my gevra: Hierdie mense wat die lang wit stolas dra, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Ek het hom geantwoord: Meneer, u is die een wat weet. En hy het vir my gesê: Dit is die mense wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle lang stolas gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God, waar hulle om dag en nag in sy tempel dien. En hy wat op die troon sit, sal sy tent by hulle opslaan. Hulle sal nie meer honger of dors word nie. Nie die son nie, ook geen hittegloed sal hulle brand nie. Want die lam in die middel voor die troon, wat in die middel voor die troon staan, sal hulle soos 'n herder versorg en hulle na fonteine met lewende water lei. En God sal elke traan uit hulle oë vee. Julle kyk net asseblief saam met my op die skerm, net vir 'n inleiding. Ter inleiding, daarso is 'n prentjie van 'n mediese fonds kaartjie. Baie van ons vanaand is miskien deel van 'n mediese fonds skema of het al miskien gehoor die beginsels van 'n mediese fonds. Wat hierdie kaartjie doen as ek 'n lid is van 'n mediese fonds, dit dien as 'n bewyse dat ek aan hierdie skema behoort. Met ander woorde, julle, wat hierdie kaartjie doen is dit gee vir my die sekerheid dat ek gedek is van enige finansiële onkoste as daar 'n skielike gesondheidsnood opduik, soos 'n armbesering of 'n skielike operasie wat ek moet ondergaan. Julle, al vang 'n krisis my onkant, ergens in die toekoms, kan ek altyd my daaglikse lewe aangaan met die sekerheid dat ek hierdie dekking het. En hierdie kaartjie gee my die sekerheid
dat ek daardie dekking het. Julle, en die rede hoekom ek daarmee begin is omdat op 'n soortgelyke wyse en aan die hand van ons teks vanaand word daar vir ons gevra. Wat 'n sekerheid gee God aan sy mense, aan my en jou? Ons wat hierso sit, dat hulle die komende verwoestende kragte van God se oordeel kan deurstaan. En dis die vraag wat ons teksgedeelte gaan antwoord. Dit sal vir ons op die skerm wees. Watter dekking bied God dat sy mense gaan staan? Te midde van die huidige verdrukkings in ons lewens nou, vriende, en God se komende oordeel wat op enige oomblik kan kom, hoe gaan ons as gelowiges vanaand staande bly? Julle, dit is seker waar dat so baie van ons aan die kant van die ewigheid, ons is gekenmerk deur benoudheid en baie keer 'n onsekere geloof. Ek kan persoonlik getuig daarvan, die druk van die lewe, dit raak baie keer te veel vir ons. Ons persoonlike sondes, dieselfde versoekings wat oor en oor ons ten gronde wil gooi, familie-uitdagings. My broer het miskien die geloof verwerp en hy wil niks meer met my te doen hê nie, omdat ek 'n Christen is. Of my kind, as een van julle miskien kinders het of vriende, wat julle sien is op die afdwaalpad geestelik. By my werksplek, ons word een kant toe geskuif, ons is nie deel van die groepie daar in die werk nie, omdat ons Christene is en nie deel wil neem aan sekere praktyke nie. Of miskien op universiteit word jy gespot omdat jy 'n sekere leefstyl aan vashou, omdat jy sê jy behoort aan koning Jesus. Al hierdie voorbeelde. En julle, hierdie dinge voel soos stormwinde en golwe wat konstant hamer op die skip van ons geloof. Ons voel ons lewens gaan vergaan. Een of ander tyd gaan my geloof ook intuimel. My sonde is te veel. Ander om my week gedink het is hierdie solid Christene wat in hulle vroeë jare vir Jesus gevolg het, verwerp nou die geloof. En dan vra ons, as my geloof dan so wankelbaar en kwesbaar is nou, hoe gaan ek staande bly? Nie eers te praat van die dag van God se oordeel nie. Hoe gaan ek staande bly? En julle, dis hoekom Openbaring 7 vir ons vanaand so belangrik is en vir ons as gelowiges so bemoedigend is. Want God spreek juis tot ons harte in daardie opsig. Net om terug te gaan om 'n bietjie konteks te kry, julle. Ons is in die boek van Openbaring hoofstuk 7. Maar ons moet onthou, hierdie speel af waar Johannes hierdie visioen ontvang. Ons is staan saam met hom in hierdie hemelse troonkamer, waar duidelik aan ons gekommunikeer word dat God en die Lam, die Here Jesus, regeer oor alle werklikheid. God en die Lam is die heerser, nie net oor sy kerk nie net oor ons as sy mense nie, maar hy is koning selfs oor alle wêreldgeskiedenis en alles verloop volgens sy raadsplan. Koen het vir ons laas Sondag gepreek uit hoofstuk 6 met die oopmaak van die eerste 6 seels van hierdie boekrol wat in God se hand staan, maar wat net die Lam kan oopmaak. Hierdie oopmaak wat die Lam alleen kan doen, simboliseer Jesus Christus se gesag oor die ontvouing van al die wêreldgebeure hier op aarde. Met die oopmaak van die eerste 4 seels het ons gesien die Lam se oorkoepelende gesag te midde van chaos en verdrukking, soos wat die 4 ruiters van die Apokalips die oordeel van militêre aanvalle, gewelddadige bloedvergieting en hongersnood en dood. Wanneer hulle al hierdie dinge meebring, sien ons nog steeds te midde daarvan regeer Jesus. En hierdie is gebeure wat in elke generasie afspeel op 'n sikliese wyse tussen Jesus se eerste en tweede koms. Met die oopmaak van die 5de seël het ons die Here se voltooide raadsplan gesien, soos ons die siele van gelowiges sien hoe hulle uitroep na God vir sy reg en geregtigheid om op aarde te geskied. Die reg sien ons sal geskied
maar eers nadat verdrukking en vervolgings plaasvind onder God se mense. En vriende, dan soos die lam die tweede laaste seël oopmaak, die 6de ene, begryp ons hierdie angswekkende realiteit van God se finale oordeel. Daar kom 'n einde aan hierdie gevalle bedeling. En vir die wat die knie nie buig voor God nie, vir hulle gaan dit 'n verskriklike dag wees. Hoor net die vrees van die wêreld, soos wat Openbaring 16:6, vers 15 tot 16 dit vir ons sê. Hoor net hoe beskryf Johannes dit. And the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. En dan vers 17 eindig met hierdie volgende vraag. En dis die vraag wat hoofstuk 7 vir ons gaan antwoord. Sien saam met my op die skerm. Dit sê vir ons, for the great day of his wrath has come, and who is able to stand? Vriende, wie gaan God se straf en die finale oordeel verduur? Dis die vraag waarmee hoofstuk 6 eindig. En die vraag vir my en jou vanaand, net om dit weer te herhaal, te midde van God se komende oordeel, wat se dekking bied God aan sy mense, dat ons hierdie toorn, hierdie woede van God kan deurstaan? Wat se spreekwoordelike mediese fondskaartjie gee God aan ons om te sê, jy is gedek? So seker as wat ek leef, sal niks met jou gebeur nie. So kom ons kyk dan nou wat se bemoediging God die kerk gee in daardie opsig. So tussen die oopmaak van die 6de en die 7de seël is daar hierdie tussenspel, en dis hoofstuk 7 waar ons vrae gaan beantwoord word. En ons gaan na 2 punte kyk vanaand. Eerstens wat die langste ene is die vraag, wat is God se dekking? Wat is hierdie dekking wat God vir my en jou gee? En wanneer ons dit beantwoord het, gaan ons kyk, wat sê die teks, hoe kry ek hierdie dekking? Hoe kry ek en jy vanaand God se dekking? Here, dis waarna ons gaan kyk. Mag die Here ons genadig wees, soos ons dit doen. So kom ons begin dan nou met ons eerste punt. Wat is God se dekking? God se dekking, in verse 1 tot 9 waarna ons kyk, is dat hy mense die siel gee van die lewende God. God seël alle gelowiges van alle tye om hulle te beskerm van die komende oordeel. So wat gaan hier aan in die eerste verse? As julle miskien julle Bybels het of dalk blaadjies van vanoggend se diens, kyk asseblief saam met my. Ons lees hier dat Johannes 4 engele sien staan by die 4 uithoeke van die wêreld, en hulle doel is om die 4 winde van die aarde terug te hou, om te keer dat verwoesting saai hier. Terwyl hy so staan en kyk, toe sien hy, hier kom 'n engel van die ooste, en vers 2 sê vir ons, hy het die seël van die lewende God vasgehou. Hierdie engel roep uit na die 4 engele wat die 4 winde vashou en sê vir hulle in vers 3, moenie die land of die see of die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van ons God met 'n seël op hulle voorkoppe gemerk het nie. Johannes hoor toe hierdie getal wat verseël is, 144,000. 12,000 uit elke stam van Israel. So vriende, kortliks, die 4 winde word teruggehou ten doel om die perfekte getal van God se mense in te samel. Maar wat beteken al hierdie dinge? Voor ons die betekenis vir ons kan verstaan, moet ons eers verstaan, wat bedoel hierdie hele simboliek? Moet ons dit letterlik lees? Die winde, die seëls, die getal 144,000? Julle nee. Hierdie is Ou Testament taal wat ons moet verstaan. Daar's 'n betekenis daar agter. Julle, die 4 winde lees ons byvoorbeeld in Jeremia 49, Jesegiel 37 en in Daniël 7, en dit verwys na God se verwoestende kragte oor die wêreld. Sy oordeel.
So die 4 engele wat hierdie 4 winde terughou, is God se oordeel wat teruggehou word. Die seël van die lewende God wat die ander engel vashou, verwys na God se mense wat uitgewys word as sy gewaarmerkte eiendom. Ons lees hiervan in Jesaja 9 vers 4, toe God sy mense afsonder van die komende oordeel op Jerusalem. Lees dit saam met my. Hy sê, "And the Lord said to him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the men who sigh and cry over all the abominations that are within it." Julle, net soos 'n koning die se seël op 'n dokument gestempel word, en dit bewys die egtheid van daardie dokument, en 'n slaaf 'n seël ontvang wat aandui hy behoort aan hierdie spesifieke eienaar. So sonder God sy egte mense af van hierdie wêreld om aan te dui wie syne is voor die komende oordeel. Dit dui aan op die Here se soewereine autoriteit oor sy mense. En met betrekking tot die 144.000, wat beteken dit? Is dit 'n letterlike getal? Die Jehova getuies wil graag hê ons moet sien dis 'n letterlike getal. Of is dit simbolies? Julle, dis simbolies. Net soos die 4 winde en die seël van die lewende God simbolies is. Hierdie getal 144.000 is 'n simboliese taal van die totaliteit, die hele omvang van al God se mense deur al die eeue heen, beide die Jode en die nie-Jode nie. Verse 5 tot 8 verwys na die volheid van God se volk wat beskerm word van die komende oordeel. Elke ware gelowige van elke tyd en plek. Niemand word vermis nie. Dis 'n volledige getal. En hoe kan ons net seker wees hierdie is so? Dit help nie net ek sê dit nie. Maar daar is heelwat redes, maar net vir tydsondhalwe vanaand julle lees ons in vers 4 dat Johannes 144.000 nie gesien het nie. Kom ek gee net een rede. Johannes in vers 4 sien, hy sien nie 144.000 nie, hy hoor dit. Sien daar in vers 4, hy sê ek het gehoor wat die getal is van hulle wat met die seël gemerk is. Maar in vers 9 sien ons toe die angle shift. Hy sien 'n skare. Hierna het ek gesien en kyk, daar was 'n baie groot skare wat niemand kon tel nie. Johannes hoor 144.000, maar hy sien 'n ontelbare skare. Dis belangrik om vir ons te verstaan. So ons eerste punt se vraag, soos ons kyk na verse 1 tot 10 is, hoe lyk God se dekking? Wat is die Here se beskerming? En hier is dit. Vriend, hoor hierso, geen kind van God, geen ware gelowige wat vanaand hierso sit, sal ooit verlore gaan nie. God se seël is ewig. God bewaar elke gelowige perfek voordat daardie dag van oordeel kom. For the great day of his wrath has come, and who is able to stand? En die antwoord is those who are sealed with the seal of God. Geen onheil, vriende, kan die Christen uit God se hand pluk nie. Besef net daai vir 'n oomblik. As jy vanaand God se kind is, as die Here Jesus jou verlosser is, dan kan niks jou uit sy hand pluk nie. Al God se mense is gedek, veilig en beskermend. Beskermd. Dis nie 143.999 nie. Dis 144.000, die volledige getal. Die Here Jesus Christus stel sy beskerming vir ons so. Hoor saam met my in Johannes 10. Julle kan saam met my volg op die skerm. Hy sê, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Vriende, God se saak met elke gelowige vanaand hier is van so 'n aard dat vir die eer en glorie van sy naam sal hy nie toelaat dat 'n enkele kind van hom uit sy hand gepluk kan word nie.
As ek en jy vanaand 'n ware bloedgewasse gelowige is, ken hy jou op jou naam. En jy is vanaand 'n verseelde van God. Let dan ook op daar in vers 2 dat die seël van God. Wat 'n tipe seël is dit? Die teks sê vir ons dis nie 'n tydelike seël nie. Dis nie 'n seël wie se merk mettertyd verdwyn nie. Dis nie 'n mensgemaakte seël nie. Dis die seël van die lewende God wat jou vashou. Die God van die heelal, die God wat in die beheerkamer van alle ewigheid sit. Die een wat op die troon sit, hy is die ene wie se seël op die gelowiges se voorkop is. Dis 'n seël wie se krag en werking gevind word in die persoon van God, die onveranderde, die heilige God, die een wat sê al sy kinders is gedek. En dit is so. Dis die seël waarmee ek en jy vanaand verseël is. Jou verlossing, jou redding, jou saligheid is verseker in die God wat jou dek met sy liefde, in Jesus, wat ons verlos vanuit sonde. Hoor stel Petrus dit in 1 Petrus 1, hierdie bemoedigende woorde wat hy skryf. Hy sê, "For you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life, handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb of God, a lamb without blemish or defect." The precious blood of Christ. Ons is gekoop, julle met die kosbaarste item wat daar, die heerskappy van die duiwel, ons vlees in die wêreld. En hy het ons ingebring in die Vader se huis. Julle, Jesus se bloed is 'n geestelike geldeenheid waarmee geen versoeking, geen twyfel, geen bespotting van die wêreld of geen verwerping deur familie of vriende mee kan kompeteer nie. Besef ons dit. Jesus se bloed se waarde kan nooit verminder nie. Jy kan dit nie meet nie. Julle daarom vra onsself dan nou die vraag. Voel jy die krag van sonde is te groot in jou lewe vanaand? Het jy miskien weer geval in jou sondige leefstyl van voorheen? Is jou geloof vanaand wankelbaar? Voel jy dit hang aan 'n draadjie? Voel jy die Here het miskien jou in die geheim verlaat? Voel jy hy het miskien van jou vergeet? Voel jy onrustig? Wonder jy vanaand of jy nog gaan glo op jou ou dag? Gaan ek hierdie geloofsreis uithou? Dink jy het werklik geglo en bekeer en die Here het jou werklik sy kind gemaak, maar later miskien kom die sonde, kom die duiwel, kom die wêreld en hy gryp ons uit die Here se hand. Dink jy dis miskien moontlik? Redeneer jy doen nie genoeg vir die Here nie? Voel jy miskien jou liefde vir God kom nie naby aan 'n vereiste om in sy koninkryk te kom nie? Voel jy jou kennis van die Bybel is nie genoegsaam nie? Beskou jy jouself miskien vanaand as 'n tweede klas Christen wat hier is op probation? Vriende, as ons vanaand 'n Christen is en as jou hoop vanaand is in die Here, mag God se woord jou bemoedig met die realiteit dat daardie dinge wat genoeg is, geensins sterk genoeg is om God se beskermde mense omver te gooi nie. Christen, jy is verseël met die seël van die lewende God. Dis waarmee jy geseël is. Jy is gekoop deur die kragtige bloed van Jesus. En jy is verseël ook deur die Heilige Gees met 'n nuwe lewe en 'n wedergeboorte hart. Lees saam met my Efesiërs 1. Hy sê, "You were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee, die waarborg, die seal of our inheritance, until the redemption of the purchased possession, to the praise of his glory." Vriende, sien ons dit? Die hele drie-eenheid van God se wese is betrokke in die beskerming en behoud van sy mense. Hy bewaar ons. Vriende, mag ons bemoedig wees en mag ons vrede vind in ons God. Die Here Almagtige het 'n ewige houvas op my en jou vanaand.
soos 'n stadsmuur wat aangeval word deur klippies, geen skade kan rig aan daardie muur nie. So seker is God se beskermende hand om jou te bewaar teen alle onheil wat jy nou ervaar in die lewe, en niks kan jou skei van God nie. Die Here gee my en jou ewige sekuriteit, want hy het elkeen van sy kinders vrygekoop deur die bloed van die lam. Julle, dis 'n sekuriteit wat geen aardse polis kan dek nie. Daai mediese fonds voorbeeld wat ek genoem het, as ek aan 'n mediese fonds behoort, dit beteken nie noodwendig ek gaan lewendig uit die hospitaal kom nie, net omdat ek 'n lid is nie. Maar as ek geseël is met die seël van God, is ek gewaarborg dat wanneer die dag van oordeel kom, is ek veilig. Want God hou my. Elke Christen, die volle getal van God se mense, is veilig. 144,000. Die volheid. Nie enkele een gaan verlore gaan nie. Vanuit so 'n ewigheidsperspektief hoef ons nie te vrees nie. Maar beteken dit, vriende, dan nou ons gaan geen gevaar dan nou hier beleef in ons lewe vanaand nie, hier op hierdie aarde as ons verseël is met God nie? Beteken dit dat ons geen geloofstwyfelinge, siektes, swaar kry, angs, vervolging, bespotting, selfs 'n seisoen van geestelike depressie of sonde, beteken dit as ek verseël is, gaan ek nie hierdie dinge ervaar nie? Nee, ons kan dit ervaar nog steeds, want ons leef nou nog in 'n gevalle wêreld. Maar wat beteken dit dan as ons verseël is? Ons kan volhard. Ons kan volhard deur hierdie dinge, te midde van ons persoonlike lewens. Te midde van ons swaar kry, as ons nou nog verseël, al verstaan ons en begryp ons dit nie in ons tye van swaar kry nie. As 'n voorbeeld, dink aan Martin Luther, vir die van julle wat nie weet nie, hy is hierdie kerkhervormer van die 16de eeu. Hy het man alleen gestaan teen die kerk van die middeleeue, want hy het vasgeglo dat 'n mens geregverdig word, vrygespreek word en aanvaar word in God se koninkryk, nie op grond van wat ek doen nie, maar op grond van Jesus. En dit het nie lekker gestrook met die kerk van daai tyd nie. Hulle het 'n valse siening gehad. En dit het 'n punt bereik so erg dat hy verhoor was en hy moes staan voor die keiser en al die kerkleiers om sy standpunt te verdedig onder die moontlikheid van die doodstraf wat oor hom hang. As hy nie afstaan van daardie siening nie, gaan hy doodgemaak word. Hy het vasgeglo en vertrou dat sy siel aan die Here behoort, maar hy was angstig. Hy was angstig, net soos ons vanaand mag wees. Die aand voor sy verhoor het hy 'n gebed geskryf. Lees asseblief saam met my hierdie gebed van 'n verseëlde van God in sy tyd, sy oomblik van benoudheid. Hy sê die volgende: O God, Almighty God, everlasting, how dreadful is the world. Behold how its mouth opens to swallow me up, and how small is my faith in you. Oh, the weakness of the flesh and the power of Satan. If I am to depend upon any strength of this world, all is over. O God, O you my God, help me against the wisdom of this world. Do this, I pray, by your own mighty power. Forsake me not, for the sake of your well-beloved Son, Jesus Christ, my defense, my shield and my stronghold. Come, I pray, I am ready. Behold me prepared to lay down my life for your truth, suffering like a lamb, for the cause is holy. And though the world should be crowded with devils, and my body, which is the work of your hands, should be cast away, trodden underfoot, cut in pieces, consumed to ashes, my soul is yours. Yes, I have your own word to assure me of it. My soul belongs to you and will abide with you forever. Amen, O God, send help. Amen. Julle, daar sien ons die hart van 'n verseëlde van God in sy tyd van desperaatheid. 'n Imperfekte en soms angstige geloof, ja, maar 'n geloof wat kon volhard deur verdrukking
omdat hy weet hy behoort aan die Here. Your own word assures me, my soul belongs to you. Vriende, in lig van ons eerste punt, kom ons hê so 'n geloof, wetend dat die ware gelowige die seël van God dra. Julle, so ons het nou gesien wat se dekking God sy mense bied. Sy ewige verseëling gekenmerk deur die Vader se liefde, die bloed van die lam en die waarborg van die Heilige Gees. Julle, hierdie was nou die wat. Wat is hierdie dekking wat ons gesien het? Maar nou moet ons aanbeweeg na die hoe, wat net so belangrik is. Hoe word ek en jy deel van God se verseëlde en uitverkore volk? Julle, dis nie genoeg vir ons vanaand om net te hoor van die voordele en die waarheid met betrekking tot God se verseëlde volk nie. Die vraag wat ek en jy moet vra is, hoe weet ek is 'n verseëlde van God? Net soos om net die voordele te hoor van 'n mediese fonds nie beteken dat ek nou net skielik behoort aan daardie mediese fonds nie. So ook om net God se verseëling te hoor en te begryp die waarheid beteken nie ek is 'n verseëlde nie. So kom ons beweeg dan nou aan na ons tweede en laaste punt waar ons kyk na verse 9 tot 17. Oor hoe eien ek en jy God se dekking toe aan ons? Hoe word ek en jy 'n verseëlde? Vriende, so ons sien in verse 9 tot 17, hier beskryf Johannes verder sy visioen en hy sien 'n groot skare van God se uitverkorenes wat uit hierdie groot verdrukking kom en om die troon van God staan en hom aanbid. Verse 9 en 10 sê vir ons die volgende, as julle wil saamvolg in julle Bybels. Hy sê, hierna het ek gesien, en kyk, daar was 'n baie groot skare, wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke stam en nasie en volk en taal, en het voor die troon gestaan, en voor die lam. Hulle het lang wit stolas of 'n lang kleed gedra met palmtakke in hulle hande. Hulle het met 'n harde stem uitgeroep, die verlossing behoort aan ons God, wat op die troon sit, en aan die lam. So hier sien ons hierdie groot volk staan vanuit elke stam en nasie wat God aanbid in die hemel. Verder lees ons dan in verse 13 en 14, hierdie hemelse ouderling kom na Johannes toe en hy vra vir hom, hierdie mense wat die lang wit klere dra, die stolas, wie is hulle? En waar kom hulle vandaan? Ek het hom geantwoord, meneer, u is die een wat weet, en hy het vir my gesê, dit is die mense wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle lang wit stolas gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. Vriende, hoor God se woord vanaand mooi. Dis die kenmerk van 'n verseëlde. Dis die antwoord op ons vraag, hoe weet ek het die ewige dekking as 'n kind van God teen die komende oordeel. Dis die mense wat uit die groot verdrukking kom en wat hulle klere gewas het en wit gemaak het in die bloed van die lam. Dis mense wat werklik bekeer het van hulle ou leefwyse en in geloof gedraai na die Here Jesus toe. En hulle lewe nou nuwe lewens deur konstante afhanklikheid teenoor die Here. Hulle vertroue is in Jesus Christus as die enigste en genoegsame verlosser en vanuit sy krag kan hulle volhard deur die verdrukking tot na die einde toe. Hoor hierso, wat hierdie verse impliseer is dat ek en jy God se dekking of seël, ons kry dit nie deur om 'n goeie morele lewe te lei nie. Ons kry nie God se verseëling op grond van ons eie verdienstelikheid nie. Vriende, ons kry nie God se seël omdat jy miskien in die bediening is nie. Ons ontvang selfs nie eers God se ewige beskerming deur om teen ons sonde te beklei nie. Maar ons ontvang alleenlik die seël van God wanneer ons vir geloof beklei in die seun van God as my en jou se enigste hoop vanaand. Julle, dis die goeie nuus waarin ons moet vashou, vertroue en afhanklikheid in die lam van God wat alles bereik het, die een wat oorwin het. Hy is ons ewige versekering. Hy is die gelowige se vreugde vanaand.
Julle baie van ons weet dan miskien van vriende of familie wat naby aan ons is wie se geloof aanvanklik so sterk gelyk het. Hulle het later, toe lyk dit nou hulle geloof word koud en toe later gooi hulle sommer die geloof uit hulle lewens uit. Hulle wil niks meer daarmee te doen hê nie. Hulle dink hulle is okay sonder God. Hulle het eens soos Christene gelyk, maar nou is hulle duidelik nie meer nie. Maak dit dan ons teks vanaand dan onwaar dat God al sy mense beskerm tot in ewigheid? Julle geensins nie. Julle die mense wat in finale geloof geval het nooit eintlik hulle vertroue in die Here Jesus Christus geplaas nie. Hulle het die skyn van godsdiens gehad, maar nie die krag erken nie. Hulle het nooit Jesus se verlossingswerk aan hulle self toegeëie nie. Hulle hoop is nie in die Here nie, maar in diself, die eie ek, die ek wat sê ek is eintlik goed genoeg. Ek het nie 'n verlosser buite my nodig nie. Vir sulke mense is hulle reinigingsmiddel nie die bloed van die lam nie, maar redenasie soos as hulle nog steeds in die kerk kan wees, ek gee my 10de elke maand vir die kerk. Was. Ek het nog nooit my morele waardes prysgegee soos die mense in my familie of in my gesinsgroep nie. Was. Ek kom uit 'n Christelike huishouding. So dit maak my outomaties 'n verseelde. Was. Jesus is 'n bysaak. Die klem van hulle vertroue is nie die Here nie. Hulle reinigingsmiddel om voor God te verskyn is die seep van hoogmoed en aanmatiging, the sin of pride and presumption. Dis hulle sonde. Maar die wat waarlik gekenmerk word as God se verseeldes, weet daar is net een seep in hulle lewens en dis die bloed van die lam. Diself het plek gemaak vir koning Jesus. Vriende, waar staan my en jou hart vanaand teenoor hierdie saak? Ons moet eerlik wees met onsself. Waar lê my en jou vertroue? Hierdie is ewigheidsvrae. As ek en jy waarlik God se verseelde is, dan weet ons identiteit as 'n Christen vind sy oorsprong by 'n plek met die naam Golgotha. Daar waar die Here se bloed gevloei het vir ons sondes. Daar waar ons trots geknak het. As ons verseeldes van God is, dan kan ons saam met Paulus sê in die woorde van Filippense 3, hier saam met my sê, for we are the circumcision who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Ons vertroue is in die Here en in die Lam. Dis al manier hoe ek en jy vanaand God se dekking kry. En as gevolg daarvan dra ons ook vrug in ons lewens. Soos vers 15 van ons teks sê, daarom is die gelowige om God se troon waar hy die Here dag en nag in sy tempel dien. Julle ons lewens dan as 'n ware verseelde is nie net kerk toe kom op 'n Sondag nie, maar as 'n daaglikse wandeling saam met die Here wat sê ek is 'n kind van God by die huis, by die werk, voor familie en voor vriende. Julle is my en jou grootste begeerte vanaand om eendag voor die troon van God te staan en hom aangesig tot aangesig te sien. Jesus sê, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Julle, dis die beste nuus, is dat ons weer in God se teenwoordigheid kan kom. Is dit ons hartsbegeerte vanaand? Daar is geen beter begeerte, geen groter wens as om voor God te kan staan, die lam te sien wat vir ons geslag is, en hom te aanbid nie. Is dit ons begeerte? As jy vanoggend hier sit, en jy is nog nie 'n verseelde van God nie, of vanaand, besef jy leef nog, of jy besef jy leef nog al die tyd op die geestelike petrol van kultuur Christendom, maar jy ken nie die Here persoonlik nie. As dit jou beskryf en jy soek die Here se beskerming, jy soek die God se dekking as 'n verseelde, daar is goeie nuus vir jou. Daar is goeie nuus. Die Here is 'n persoonlike God. Hy is nie daar ver buite
en hy kruip weg nie. Hy is hier vanaand in die midde van ons. Sy woord gaan uit en hy roep jou om vanaand te bekeer. Die volle getal van sy 144.000 het nog nie sy volheid bereik nie. Daar is nog plek en Jesus sê, die wat na my toe kom, sal ek nooit verwerp nie. Die enigste vereiste wat ek en jy nodig het om na Jesus te kom, is om 'n sondaar te wees. Julle, die Here hou sy 4 winde terug van oordeel in genade vir ons wat miskien nie glo nie, vir ons wat miskien moet wakker skrik en sien. Bekeer, draai na die Here toe. Julle, die Here spesialiseer in die reiniging van sondaar se harte om dit skoon te was, net soos 'n hartchirurg spesialiseer in die genesing van harte. Ons is nie hier vanaand per toeval nie. Ons sien die Here regeer oor die hele wêreld en oor die hele wêreldgeskiedenis en nie eers te praat van die kerk nie. Ek en jy is vanaand hier omdat die Here dit so bestem het. As jy vanaand sy woord hoor, moet jou hart nie verhard nie. Hy roep jou nou om af te sien van jou sondige leefwyse. Ons kan dit nie later uitstel nie, julle. Ons weet nie wanneer daai 4 winde losgelaat gaan word nie. En Here, die Here is so liefdevol en goed dat hy vir ons waarsku daarteen. Roep uit na die Here toe terwyl hy nog naby is. Vriende, ek begin vir ons afsluit. Verse 15 tot 17 beskryf God en die lam as volg. Hy sê, hy wat op die troon sit sal sy tent by hulle opslaan, by hulle tabernakel, God met ons. Hulle sal nie meer honger of dors word nie, nie die son nie, ook geen hittegloed sal hulle brand nie. Want die lam wat in die middel voor die troon staan, sal hulle soos 'n herder versorg en hulle na fonteine met lewende water lei. En God sal elke traan van hulle oë vee. Julle, God is ons herder. Hy is ons herder. Nie net eendag in die hemel nie, maar nou. Dis vir ons goeie nuus. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, sê die psalmskrywer. Hy lei ons nou vanaand. Dis vir ons bemoedigend. En wat beteken dit as ons weet die Here is my en jou herder? Ons kan nou sterk staan in ons huidige omstandighede. Die Here het ons. U stok en u staf lei my. Die swaar kry, die trane, die berou oor jou sonde, jou spyt, jou verdrukking, verwerping wat jy beleef, geestelike depressie, God het jou in sy hand tot in alle ewigheid. Al gaan ek ook deur die dal van die doodskade weer, the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Julle, die Vader se liefde, die Seun se bloed, die Gees se verseëling bevestig hierdie. Ek sluit van ons af met die woorde van Romeine 8. Hoor net die hart van God vir sy mense. En die deur is oop as jy vanaand 'n kind wil wees. Hy skryf die volgende: Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Maar hoor hierso. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Julle, dis die God wat ons vanaand dien. Dis die Here wat jou naam ken. Dis die Here wat sy mense individueel seël. Hy ken elkeen van ons vanaand. En dis hierdie tipe liefde wat ons veilig hou en wat ons nooit uit sy hand kan pluk nie.
Alle eer en glorie aan die Here, aan die Lam. Here, wat 'n magtige God dien ons nie. Kom ons bid saam. Here, ons het nou gehoor die woord, Here, wat gepreek is, Here, en ons bely, Here, dat ons baie keer so klein beeld het van U, maar Here, dankie dat U woord vir ons weer die regte perspektief gee oor wie U is, Here. Here, U is 'n magtige God, U is heilige God. Here, U is die God wie se hande nie oopgemaak kan word as U dit toemaak nie. Here, daar's geen aardse mag of bose mag, Here, wat sterker is as U nie. En Here, dis vir ons as U kinders vanaand bemoedigend, dat ons die Lam van God dien. Die Lam van God wat ons gekoop het met sy bloed. O Here Jesus, ons prys U, ons eer U. Here Jesus, dankie Here dat selfs wanneer ons nie dit altyd begryp nie, of verstaan wat in die lewe aangaan nie, kan ons van een ding seker wees, dat U is met ons, want U naam is Immanuel, God met ons. Here, prys U naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.